Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers wat weer ingeskakel het op ons erediens hier by die Woord. Nou ons is besig om te praat oor die boek Rigters, dat ek en jy 'n buitengewone mens kan wees. En vandag gaan ons kyk na Samson, 'n man met baie krag, maar min karakter. Voordat ons na Samson se lewe gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons het nou al vir so 2 weke gekyk na hoe kan ek en jy 'n buitengewone mens wees in 'n tyd soos hierdie. En ons gebruik die boek Rigters, want Rigters is vir my 'n ewebeeld van die tyd waarin ons nou leef, iets van leierloos, rigtingloos, visieloos. Elkeen doen net wat reg is in sy eie oë en God is nie altyd ons koning nie wat ons moet volg met ons hele lewe nie. So ek dink daar's baie sinonieme, baie dinge wat ons by mekaar kan leer in die boek Rigters. Ons het gekyk na hoe word jy 'n buitengewone mens? Eerstens, jy sien jouself soos God jou sien. Na Gideon gekyk, né? Gideon wat nie 'n prentjie, nie 'n idee gehad het van die kragtige held wat hy kan wees nie. Ek en jy oor wat Jesus vir ons gedoen het. Sy bloed wat vir ons gevloei het, sy gees wat uitgestort is, die liggaam van gelowiges bymekaar, die gawes wat hy, ons kan buitengewone mense wees in 'n tyd soos hierdie. 'n Lig kan uitstaan in ons lewe. Ons het sien wat keer ons om buitengewoon te wees. Die eerste ding wat ons keer is, elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Laasweek lank daarna gekyk en ons bid en sê, Here, ons wil doen wat reg is in U oë en leef vir U. Nou vandag gaan ons na nog 'n rede kyk, hoekom ons nie altyd die buitengewone mense is, wat ons kan wees in 'n tyd soos hierdie nie. Voordat ons daarby uitkom, net eers weer die sirkel waardeur Israel oor en oor gegaan het. En dis die sirkel waardeur ons gaan. Iets van, ek leef lekker, die Here is goed vir my, hy gee vir my, hy sorg vir my, en ek begin om te vergeet. Ek begin iets in my lewe, iets in my kop sê, ek is self-made, en ek is reg in my oë. Ons kyk na die afgode, en ons sien wat het ander mense, hoe leef hulle gaan op Sondag, en hulle shop, en hulle leef lekker, en is speelgoed, en is toys, en dit lyk so lekker, en die afgode word ons konings, word ons baase in ons lewens. En dan kry ons swaar ewe skielik. Goed werk nie, huwelike werk nie, ons word slawe van sonde, en dit boelie ons, dit slag, steel en verwoes in ons lewe, en dan gaan pleit ons vir vergifnis. En die Here vergewe ons. En as jy my nou vra, Andries, hoeveel keer is die volk Israel daardeur, en hoeveel keer het die Here hulle vergewe? Hier is die antwoord, elke keer. Jy sien, dis God se liefde en genade, dis wat Jesus kom doen het vir ons. Hy weet ons maak droog en hy sterf daarvoor en hy sê, staan daarop uit, jy kan verander, ek kan jou elke keer vergewe, genade gee, dat jy weer 'n buitengewone mens kan wees. Elke keer kan die Here jou vergewe en jou lewe nuut maak. So, dis die sirkel wat ons sien oor en oor gebeur, sirkel in my lewe, sirkel in jou lewe, maar ek hoop, ek glo en vertrou, ons groei
tot hierdie buitengewone mense en ons maak 'n verskil in ons land in 'n tyd soos hierdie. Ek gaan jou vat na die storie toe van Samson. Hy is seker die bekendste rigter wat daar is. Almal ken dit, elke seentjie ken die storie van hierdie sterk oom, skeer 'n leeu oop, vat 'n kakebeen van 'n donkie, slaan duisende. Ons almal ken die storie van Samson. So, kom ons gaan begin. Samson se verhaal en wat het daar gebeur. Rigters 13 vanaf vers 1 af. Hy sê, die Israeliete het weer voor die Here kwaad gedoen. Ons nou gepraat, net die sirkel, hulle het al weer droog gemaak. Hy het hulle vir 40 jaar lank aan die Filistyne onderwerp. Daar was 'n man in Sora met die naam Manoach. Hy was uit die stam van Dan. Sy vrou kon nie kinders hê nie. Die engel van die Here het by haar gekom en vir haar gesê, jy kon nie tot dusver kinders kry nie, maar jy sal binnekort verwag en 'n seun hê. Wees versigtig. Moenie wyn of sterk drank drink nie, moenie iets eet wat onrein is nie. Jy gaan binnekort geboorte gee aan 'n seun. Jou seun se hare mag nooit geskeer word nie. Hy sal van geboorte af 'n Nasareër van God wees. Hy sal die Israeliete uit die hand van die Filistyne bevry. Nou, Samson word gebore, okay? Hy's 'n Nasareër. Ons almal ken die storie van die lang hare. Maar ons lê nie baie klem op die res van Nasareër wees nie. Nasareër mag nie sterk drank gedrink het nie. Nasareër mag nie verkeerde kos gee. Nasareër moes rein leef in sy hele lewe. Ons almal onthou Samson vir sy krag en hoe sterk hy was en ons almal dink die hele tyd aan sy lang hare. Dis waar sy krag lê. Eintlik het sy krag gelê in sy hele lewe wat geroep is as 'n Nasareër. Uit Samson sê ek net hierdie woorde. Hy het krag gehad, maar nie karakter gehad nie. En hy het baie goeie goed gedoen, maar hy word onthou as die man wat vir Delila geval het, selfmoord gepleeg het, die Kolosseum se mure op homself ingetrek het, sy pilare, en so duisende Filistyne doodgemaak het. Dis in kort sy opsomming. Maar kom ek vat jou stap vir stap hierdeur. As jy nou die verhaal gaan lees, gaan jy sien, sommer vinnig, in Rigters 14 gebeur die volgende. Hy sien 'n Filistynse meisie en hy sê hierdie woorde vir sy pa, gaan haal haar vir my, ek wil met haar trou. En sy pa sê vir my seun, kies 'n vrou tussen ons eie mense. Moet nou nie daar met die Filistyne gaan moeilikheid soek nie. Kies 'n vrou hier tussen ons. En hy sê dan hierdie woorde, gaan lees dit. Rigters 14, ek dink vers 3 wat hy sê. Pa, ek wil haar hê. En daai is die kern van sy moeilikheid. Hy wil dit hê. Hier's 'n opsomming vir my van die mens. Ons sien goed, ons begeer goed, ons wil dit hê, en wanneer ons dit kry, maak dit ons seer. En die vraag is, wat wil jy graag hê? Want dit wys iets van jou karakter. Onthou nou, Samson moet rein leef. So hierdie vrou hê, is 'n uitbeelding van, swak karakter. Nie drank, reg eet, nie hare sny, rein, ook seksueel leef, maar hy wil dit hê. En ek dink ons almal verstaan hierdie woordjie. Ek wil dit hê. Wou jy al 'n kar gehet, wou jy al 'n huis gehet, wou jy al 'n ander posisie gehet, ek wil dit hê, en ek word mal tot ek dit kry, en dis, ek sien iets, ek begeer iets, en ek wil dit hê. Dis 'n opsomming van Samson se lewe. Nou, storie verder, hulle begin toe aan die troue te reël, op pad na die vrou toe, kom maar leeu, hy skeer die leeu se mond oop, nou begin jy onthou dalk die storie, en daar kom bye kom bly in die leeu, maak heuning, en hy maak 'n raaisel. En die raaisel, die pa vra natuurlik 'n labola prys om te betaal, en hy dink, hoe gaan hy hierdie labola kry? Maak 'n raaisel en sê vir die Filistyne. Daai storie van wat is sterk, en hy die sterke kom die soet, en niemand weet waarvan hy praat nie. En die vrou kom en sy kom nag aan hom, want hy wil haar hê, en hy het 'n swakheid. En sy nag aan hom, en hy gee sy raaisel weg. En hierdie manne kom en sê, dis 'n leeu en die heuning en die bye en al die storie, en hy verloor dit. Hy vat jakkalse, hy gaan vang jakkalse en steek die landery aan die brand, slaan ouens dood. Ek bedoel, dis net hierdie storie van hierdie sterk ou wat goed wil hê. Hy het hierdie uitbarstings, hy het nie hierdie karakter nie. En nou op jy net trou nie eers met die vrou nie, as jy die storie gaan lees. Net so vinnig.
om 'n jakkals te vang. Hy vang 200 jakkalse. Ek weet nie hoeveel van u boere, manne daar buite, skaapboere ouens weet, hoe sukkel ons met jakkalse? Dis drade, dis elektriese drade, dis hokke, dis honde. Ons probeer alles. Hier kom Samson en hy vang 200 jakkalse met sy hande. Maar in elk geval, hierdie ou het krag gehad. Hy was impressive, hy was sterk geweest. Okay, die storie gaan aan. Ons kom agter, hy het 'n swakheid, hy wil goed hê. Die volgende wat ons lees, hy gaan slaap by 'n prostituut. Weer 'n Nasareer, eet nie verkeerd nie, drink nie verkeerd nie, sny nie sy hare nie. Dink jy om by 'n prostituut te slaap is okay vir 'n Nasareer? Verseker nie. So ons sien daar's 'n swakheid in karakter. Hy het krag, maar nie karakter nie. Hy slaap by die prostituut, die manne wag hom voor, toe hy uitkom by haar huis, word hy kwaad, hy ruk die pilare van die stadsmuur uit, dra dit op sy rug. Nou dit moet massiewe balke hout wees. Hy dra dit tot by Berg Hebron en die ouens los hom weer vir 'n rukkie uit. Die volgende is die favourite, Delilah. Nou, hierdie ou sal 1 of 2 keer ingedoen al deur vrouens. Jy sal dink, jy weet, hy vang die probleme in sy lewe. Jy sal dink, hoe ouer hy word, hoe meer sorteer hy sy, wat ons noem issues, begeertes, ek wil dit hê, uit, want hy sien wat doen dit aan sy lewe. Hy sien vir Delilah, hy wil haar hê. Die Filistyne kom by Delilah en sê, vind sy krag uit. Nou, hier gebeur 'n stukkie, van Rigters 16 af, hier gebeur iets wat eintlik ek nie verstaan nie, maar eintlik ek baie goed verstaan. Dis die ding van, hoe jok 'n vrou 3 keer vir jou en jy bly teruggaan? Wat is die antwoord? Alle mans weet, want ek wil haar hê. Seks maak my stupid, ons almal weet dit. Hoeveel mans het al hulle gesinne verloor, huise, besighede, miljoene rande, sy kinders in die gesig gestaar en seer gemaak. Hoekom? Want hy wil haar hê. En dis karakter. En dis waar ons buitengewone lewe heen gaan, na 'n swak karakter toe. Ons verloor ons getuienis. Ons verloor die inspraak wat ons in ander nasies en volke kan hê oor swak karakter. Nou kom in hierdie prentjie. Hy lê by haar, sy sê vir hom, waar is jou krag? Hy vertel haar, want hy wil haar hê, jy weet ons. En dan sê sy vir hom, die Filistyne is op jou. Hy spring op en hy het sy krag terug. En sy begin hom manipuleer en sê, ek kan nie glo jy doen dit nie, as jy lief is vir my sal jy. En hy val daarvoor. Hoe stupid. En nou gaan 'n klomp man sê, ek weet hoe stupid. En 'n klomp vrouens, ek weet hoe stupid. Want as ek iets begeer, en het my al seer gemaak, en het al duisende mense om my seer gemaak, dink ek's anders. Weet jy, ek kan jaag na geld. Ja, dit het al miljoene lewens verwoes, maar het gaan nie my lewe verwoes. Ek wil dit hê. Geld gaan my gelukkig maak. Jaag dit, besit dit, kry dit. Ek jaag na meer posisie en titel en aansien. Ek jaag na drank en seks en plesier. Ek het 'n swak karakter. Ek jaag, ek bedrieg en ek het miljoene stories van hoe dit lewens verwoes. En wat lees jy? En hy lê die 2de keer op haar skoot. Ek bedoel, kom aan, jy is nie ernstig nie. Ja. En sy vra weer, en hy sê weer, en hy jok weer, en wat gebeur? Filistyne is op jou, en hy spring op. En ek bedoel, hallo Samson, sy gaan jou vang. Jy kan dit sien, 2de keer, die doen sy het weer met jou. En wat gebeur? Hy lê 3de keer op haar skoot. Hoekom? Want hy het krag, maar nie karakter nie. En is dit nie 'n probleem in ons tyd nie? Die Here gee vir ons gawes. Kan ons bietjie praat, die Afrikaner, 20 jaar, harde bene gekou, posisies verloor, titels verloor, werke verloor. Ons kan lank hieroor praat. En wat doen hy? Hy staan op. Ons lees dit in die koerante. Hy raak 'n entrepreneur, begin besighede, raak kreatief. Ons het krag, mense. Ons het iets binne in ons van God se kreatiwiteit, se innoverende denke, van ons sal nie gaan lê nie, ons sal opstaan, ons sal deurdruk, ons sal klaarmaak, ons het oor die berge met die ossewaas getrek. Kom aan, dis ons geskiedenis. Ons het krag. Weet jy wat gebeur met ons buitengewone lewens of getuienis wat ons kan hê? As ons nie pas op nie, is dit so Samson sin, ons verloor dit weens 'n gebrek aan karakter. En soveel keer in kerk, soveel keer in die Afrikaner se lewensstorie, is dit daai karakter op die einde wat saak maak. Ons hou van goeie sportmanne se krag, maar jy hou meer van 'n goeie sportman wat nog iets teen 50, 60, 'n goeie karakter het.
en 'n lewe kan wys van goeie keuses en besluite. Ja, toe hy jonk was, het sy krag ons beïndruk, maar wat beïndruk jou regtig om iemand te volg? Nie sy krag nie, sy karakter. Dat jy weet, hy's 'n man van sy woord, dat jy weet, sy ja, sy nee, dat jy weet, hy staan vir groter sake. Hy's nie net 'n fly-by-night hero nie, hy het karakter. En ek dink dis waar baie van ons probleme lê, dat ek en jy nie 'n stem is in ons land nie, ons kort karakter. Want ons het selfsugtig met ons geld geraak, ons het selfsugtig met ons tyd en ons gawes geraak, en alles gaan oor my plesier, my genot, en my kinders, en my lewe, en ek het nie die karakter van God nie. Nou ritme 4, waaroor ons nou praat, God is my koning, en ons volg hom, is iets van, Samson, wie is jou koning? Jy? Jou plesier, jou begeerte na seks, na drange, na jou eie ek, of is God jou koning? En dit bring iets van ritme 3 ook in, hè? God is die geneesheer wat my karakter kan genees. En ek dink ons het dit so nodig, ek het dit nodig. Om in hierdie land 'n getuie te wees, help dit nie net ons preek hier op TV nie, het help nie net ons skryf 100 boeke nie, het help nie ons saai uit en ons verkondig en plant kerke, en oor 5 jaar faal ons waar? In ons karakter nie. Dan is die hele getuienis daarmee. En dan kyk ander volke, ander gelowe, ander mense na ons en sê, ja, ek het julle gesê, daai Christene, ja, ek het jou gesê, ek kan nie daai glo nie, ja, hy's net in dit vir die geld, ja, ek het jou gesê, kyk hoe loop hy rond, ja, kyk wat gebeur daar by hom. Ek wil, manne, vroue, ons karakter is wat ons buitengewoon maak. En hoor mooi, jou karakter is nie jou verantwoordelikheid nie, God is ook ons geneesheer. En hy sal jou genees in jou swakhede, hy sal jou genees in jou versoekings, hy sal jou genees daar waar jou karakter, jou meer, jou woordeskat, jou geld, jou wat jy kyk op die internet, hoe jy drink, hoe jy leef, hoe jy partytjie hou, hy kan jou genees, dat ons hierdie krag, hierdie gawes wat ons ontvang het om hierdie land te verbeter, om ons kinders op te voed, hierdie gawes wat ons ontvang het, saam met 'n karakter te kan leef. Ek weet van jou nie, maar dis wat ek begeer. Ek wil nie bekend staan as 'n Samson, baie krag, groot platform, baie mense, goeie preke, lewensverandering, maar my einde is iets van karakterloosheid. Ek wil nie hê die Afrikaner moet in hierdie land so bekend staan as kreatiewe, hardwerkende manne en vroue wat deurdruk en klaarmaak, maar weet jy wat? Hulle karakter, hulle hoeveelheid egskeidings, hulle hoeveelheid sonde, hulle hoeveelheid plesier, ek wil nie so bekend staan, ek weet nie van jou nie. So ek wil Samson se krag hê en die Here het dit vir ons gegee, maar ek soek iets van Jesus se karakter. En Jesus het elke keer na 'n wonderwerk, elke keer na groot skares, weet jy wat Jesus gaan doen? Alleen teen 'n berg op. En met die Vader gaan praat en sê, Here, help my, hou my karakter rein. Laat hierdie goed nie na my kop toe gaan nie, laat ek nie hierdie goed verkeerd bestuur nie, laat hulle wil my koning maak, en ek is nie die koning nie, U is die koning, ek sterf aan die kruis, dis my rol, dis my werk. Hy het sy karakter bo op die berg gaan skoonhou by die Vader. Wat het ek en jy nodig hier in Suid-Afrika? Om buitengewone mense te wees, verseker. Hoe gaan ons dit reg kry? Deur saam met ons krag en ons gawes en ons harde werk, karakter te hê. Dat ander mense na ons kan opkyk en Christus in ons kan sien. Kom ons luister na hierdie volgende lied.
Ek wil saam met manne en vroue bid wat sê, Andries, die Here het my gawes gegee, platforms gegee, ek kan werk, ek kan klomp goed doen, maar ek kort karakter. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Simson se lewe. Dankie dat ons dit kan lees en die storie geniet en is vol excitement. Maar Here, dankie ook vir die waarheid dat ek moet werk aan my karakter. Krag alleen is nie genoeg nie. Help elkeen van ons, Here, om 'n rein lewe te leef deur die krag van Jesus Christus, ons geneesheer. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.